Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 15 Maart. Man en vrou. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie vir u woord wat lig bring in ons lewens. Ons vra dat hierdie studie asseblief ons nader tot u mag trek. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Verskeie stalle instruksies vir die Christen gesin word in die Nuwe Testament ingesluit. Die eerste stel instruksies gaan ons lees uit Efesiërs 5 vanaf vers 21 tot Efesiërs 6 vers 9. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet jul vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oediens, soos mense behaers nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien, en nie mense nie. Omdat julle weet, dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is, of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Die volgende stel instruksies gaan ons lees in Kolossense 3, vanaf vers 18 tot Kolossense 4, vers 1. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet jul vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet jul Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oediens soos mense behaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook
'n Here in die hemele het. Die volgende stel instruksies lees ons uit Titus 2 vers 1 tot 10. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaamd kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons Verlosser, in alles kan versier. Die volgende stel instruksies gaan ons lees uit 1 Petrus 2 vers 18 tot 1 Petrus 3 vers 7. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is die genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Net so moet julle, vroue, aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle jul reine, godvreesende wandel beskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hul eie mans onderdanig, soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. 1 Petrus 2 vers 18 tot 1 Petrus 3 vers 7. Het is merkwaardig dat hierdie huislike pligte, soos wat dit genoem word, nie geheel en al hiërargies of kerklik is nie, maar elemente insluit wat die verhoudinge oor en weer meer opbouend sal maak. Lees Kolossense 3 vers 18 en 19. Watter balans word hier gesien? Watter addisionele raad gee Paulus in Efesiërs 5 vers 22 tot 25 sowel as vers 33? Ons lees Kolossense 3 vers 18 en 19. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here.
Manne, julle moet jul vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Ons lees ook Efesiërs 5 vers 22 tot 25 sowel as vers 33. Vroue, wees aan julle mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Efesiërs 5 vers 22 tot 25 sowel as vers 33. Sommige manne quoteer graag Kolossense 3 vers 18 wat lees: Vroue, wees julle mans onderdanig, en stop dan net daar, en dan nalat om op te let hoe Paulus dit verder kwalifiseer, soos dit betaamlik is in die Here. Nêrens in die Nuwe Testament word daar geleer dat vroue aan alle mans onderdanig moet wees nie, ook nie dat vroue diensbaar of onderworpe moet wees nie, of dat hulle blindelings moet toegee aan elke nik of begeerte van hulle eie mans nie. Paulus redeneer dat die vrou eerstens aan die Here lojaal moet wees, en tweedens aan haar man. Die vrou se individualiteit moet nie deur haar man verswelg word nie en nog minder kan hy as haar gewete optree. Christus se liefde vir die kerk en sy opoffering vir sy kerk illustreer hoe mans hulle vroue moet lief hê. Efesiërs 5 vers 25 wat sê: Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Mans sal dan getrou bly, afgesien van wat dit mag kos. Hulle sal besluite maak wat hul vroue se beste belange sal bevorder, hoewel hierdie belange gewoonlik met mekaar ooreengekom moet word. Hierdie tipe liefde maak dit makliker vir die vrou om God se bevel te gehoorsaam om haar man te kan respekteer. Efesiërs 5 vers 33. In alle gevalle moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. 'n Gesonde Christen huisgesin word gekenmerk deur wederkerigheid, deur mekaar te raadpleeg, deur dinge saam deur te dink en as 'n paartjie saam besluite te maak. Soms, wanneer besluite gemaak word wat ernstige implikasies vir die hele gesin inhou, mag dit paslik wees om die kinders in te sluit in hierdie samesprekings, maar die ouers moet nooit voor die kinders twis nie. Na so 'n proses, as die man en vrou nie kan ooreenkom nie, moet die vrou die Bybelse raad volg om te berus by haar man se oordeel, met dien verstande dat die woord van God nie deur sy keuse oortree sal word nie. Terselfdertyd kan die meeste mans, indien nie almal nie, tye herroep dat hulle agterna so bly was omdat hulle vir hulle vrouens geluister het en hulle raad gevolg het. Hoe meer die man en vrou saamwerk as 'n span, hoe gelukkiger sal die huwelik wees. Hoe kan ons voorkom om te doen wat ongelukkig dwars deur die geskiedenis al gedoen was, deur hierdie pragtige beginsels wat in hierdie verse voorgestel word, in iets boos te verander?